broers en susters en baie welkom by ons Hemelvaartdiens. Dis nie net enige diens nie, dis Hemelvaart, ons het hom een keer 'n jaar en dit is baie spesiaal. Kom ons bid, kom ons vra dat ons koning ons insig en wysheid sal gee om te verstaan wat ons sal lees en dat dit ook die pas sal aangee vir ons optrede. Ons koning Jesus, U wat in eer en aansien in die hemele opgevaar het. Ons erken U koningskap vanaand en ons vra dat U ons U wil sal wys. Ons vra vir inspirasie en ons vra vir leiding om die diensknegte te wees. Amen. Ons lees vanaand uit Lukas 24. Ons lees vers 44 tot 53. Daarna het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het toe ek nog saam met julle was. Dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan, en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ek het nog altyd van die Waas Willie of die Where's Wally of Waldo boekies gehou. Dis kinderboeke geteken deur Martin Hanford. Op elke bladsy sal oor die 100 karakters wees wat besig is met hulle lewe. Dan moet jy vir Willie, Willie se hond, Willie se kamera en Willie se vriende uitken. Daar iewers tussen al die mensies wat geteken is. Dis kinderboeke wat enige iemand kan geniet. Die storie is nou nie te ingewikkeld nie, maar die illustrasies is ongelooflik. En soos wat Hanford meer en meer boeke geteken het, het die tonele al hoe meer en meer dig begin word. Later was al honderde karakters op dieselfde bladsy, dan moet jy soek, waar sou is Willie? Nou vandag vra ons nie waar sou is Willie nie, ons vra waar is Jesus? Wat doen ons as moderne gelowiges met hemelvaart? En wat beteken dit vir ons vandag? Soos met enige goeie sprong wat 'n atleet wil neem, voordat ons vorentoe gaan, dus eers 'n tree of twee teruggee. Daar is so baie waarmee ons groot word, meeste van ons, wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Almal van ons ken die Afrikaanse Bybel, almal van ons ken die 33 vertaling, maar dit was nie die eerste vertaling van die Bybel ooit nie. So ons gaan vanaand die stof net so bietjies afskud, dat ons skriflesing beter kan verstaan. Nou dit is die eerste groot struikelblok, die oorspronklike Bybel was in Grieks, Hebreeus en 'n bietjie Aramees. Baie mense raak kwaad oor die 2020 vertaling, maar die 1933 vertaling is eintlik al 'n baie onlangse vertaling. Van die geskrewe dele in die Bybel is minder as 2000 jaar oud, terwyl ander al 2600 jaar oud is. En dis nou behalwe vir al die stories, die wette en liedere wat oorvertel is deur geslagte, wat nog ouer is as dit. Die tweede een is dat die Bybel nie een boek is nie. Baie mense praat van die Bybelboek, dis ook 'n woord in Microsoft Word, maar dis nie 'n boek nie. Die Nuwe Testament is nie eens een boek nie. Dis 'n versameling van evangelies en briewe en een openbaring wat ook eintlik 'n brief is. En alles is natuurlik met die hand geskryf. Baie parkement of papiere gevat. Lukas en Handelinge is oorspronklik deel 1 en deel 2 van dieselfde boek. Dit was dalk te lank vir een brief, so
twee van hulle. Dis geskryf aan dieselfde persoon, Theophilus, wat beteken vriend van God. Nou dit kan of 'n regte persoon wees, of dit kan doodgewoon beteken liewe Christen, liewe vriend van God. En dit maak dit dan 'n algemene omsendbrief. As ons dink aan die groot oomblikke van Jesus se bediening op aarde, dan dink ons dalk aan Paasfees. Ons hou nagmaal op Goeie Vrydag en Sondag vier ons Jesus se opstanding. Dis lekker, dis prettig, dis vreugdevol. Maar vir die Lukas Evangelie is dit juist Hemelvaart wat die brug is tussen die twee briefdele. Lukas eindig met Hemelvaart, Handelinge begin met Hemelvaart. Die storie van Jesus bereik nog nie sy hoogtepunt al met die opstanding nie, maar eers met Hemelvaart. Dit was vir Lukas so 'n belangrike storie dat dit 2 keer beskryf word. Wat maak dit so belangrik? Watter beloftes en aannames oor Jesus en oor ons maak dit wat ons lees gebeur het in Hemelvaart? Die belangrikste een waarskynlik is dat Jesus se gesag oor die wêreld baie duidelik raak. Jesus word in die hemele opgeneem, hy word daar waar niemand aan hom kan raak nie, waar hy weer herstel word in sy ereposisie. Jesus word weer herstel in sy aansien met dit wat op Hemelvaart gebeur het. Nadat hy gelei het op Goeie Vrydag en weer opgewek is op Sondag, word hy herstel in sy posisie in Hemelvaart. Die 11 apostels sien hy het oorwin en hy is meester bo elke mag en gesag. Nie net kon die Romeine en die Jode hom nie permanent doodmaak nie, sien ons met die Sondag, hulle kon Jesus ook nie minder die verlosser maak nie. Dis wat ons vandag sien. Jesus wat vereer word, beteken sy werk op aarde is kant en klaar afgehandel en hy keer terug in glorie. So Hemelvaart se krag het nog nooit daaraan gelê dat ons 'n publieke vakansiedag kry nie, dat ons 'n rusdag kry nie. Dit lê juist daaraan dat Jesus triomfeer het oor alle magte en dat hy die ware Jakob is. Ons gaan hierdie jaar met Pinkster gaan ons stilstaan by die geloofsbelydenis van Nicea. Dit is daai belydenis wat 'n bietjie langer is as die apostoliese geloofsbelydenis wat ons so een keer elke maand dalk bietjie minder gereeld in die erediens bely. Die rede hiervoor is omdat die eerste sogenaamde algemene synode 1700 jaar gelede was. Dit was die groot bymekaarkoms van die kerk in die Oos-Romeinse Ryk en in die Wes-Romeinse Ryk. Die werklike geloofsbelydenis van Nicea was eers bietjie later gefinaliseer in 381 in Konstantinopel, maar die eerste dele daarvan was saamgestel in 325 na Christus, met ander woorde 1700 jaar gelede. En Hemelvaart is ook belangrik vir die belydenis van Nicea en vir die apostoliese geloofsbelydenis, want dit help ons om oor Jesus te dink vandag. Alles wat bely word in die twee groot geloofsbelydnisse wat ons hierso ken, is in die verlede tyd. God die Almagtige Vader het hemel en aarde geskep. Jesus het afgekom, Jesus het vlees geword, Jesus was gekruisig, Jesus het opgestaan, en dan verander die belydenisse na die teenwoordige tyd. Dit draai dan met en sit aan die regterhand van die Vader. En hierna is alles wat ons bely, of in die teenwoordige of in die toekomstige tyd. So dit los ons met die vraag, wat doen Jesus nou? Waarmee is Jesus nou besig? Wat beteken dit dat Jesus dan nou aan die regterhand van die Skepper sit? Beteken dit Jesus vat vakansie? Beteken dit Jesus het bietjie afgevat, hy gaan nou bietjie vis vang, en dalk die vis breek meer as wat mens verwag? Wat beteken dit? Wat doen Jesus nou? Die teoloog Koenie Burger het 'n boek geskryf oor Jesus se bediening op aarde. En hy het gesê, hy voel, hy moes die boek skryf. Want soveel mense, as hulle dink aan Jesus, dan dink hulle net aan die kruisiging en die opstanding. En Jesus was vir 33 jaar ongeveer, was hy mens op aarde gewees. So 'n mens kan nie daai hele tyd net inkort tot 3 dae nie.
Nou ek sê vanaand vir ons kan ook nie die bestaan van Jesus net tot sy 3 jaar in die bediening beperk nie. As Jesus dan nou vir byna 2000 jaar al aan die regterhand van die Skepper sit, wat gebeur daar? Nou, in die eerste plek, dink ek nie ons moet ons kop breek oor die ligging van Jesus nie. Is hy nou so bietjie regs van die Vader? Is hy nou ver regs van die Vader? Waar is Jesus? Aan die regterhand van, is maar net 'n manier om te sê Jesus het 'n ereplek ingeneem. So Jesus is besig nou om oor die aarde te regeer en wat ons ook van lees om by die Vader vir ons in te tree. In die tweede plek bely ons ook met hemelvaart, Jesus het vir ons gaan plek maak. Jesus het die weg gebaan, hy het ons verlos en nou wag hy vir ons in die Skepper se huis. Jesus maak ook op aarde plek vir die Heilige Gees. Pinkster en hemelvaart werk eintlik hand aan hand. Ons ontvang die persoon van die Heilige Gees binne in ons, omdat die persoon van Jesus, die Seun, weggegaan het. Jesus is nog steeds hier in die Gees, ja, maar fisies is Jesus nie meer by ons nie. Maar ons wen aan die pad, want Jesus in die liggaam kan net op een plek op 'n slag wees. Ons sal 'n verskriklike lang lys van afsprake moes maak as ons by Jesus wou uitkom. Jesus in die Gees, of dan nou die Heilige Gees, kan oral en by almal wees op dieselfde tyd. So nie net baan hemelvaart die weg vir ons saligheid nie, ons verlossing nie, dit gee ons ook nou al toegang tot God. Ons kan met God praat. En dit is 'n geweldige voorreg wat hemelvaart moontlik gemaak is. Nou hemelvaart laat ons hier nou ook vandag die koningskap van Jesus erken. En om dit te sê is 'n baie gelaaide stelling om te maak. Hoekom? Want Jesus se koningskap het nog altyd teenoor die koningskap gestaan van die keiser, van die koning, van die president. Jesus wat sê hy is seun van God, staan teenoor die keiser wat gesê het, maar hy is die seun van een van die gode. Dit is 'n politiese stelling. Dit was in daai tyd en dit is vandag ook eintlik nog. Want die frase die wil van God is al baie deur mense in die politiek en in die godsdiens misbruik. Hoekom sê ek so? Want net omdat iets gebeur het, beteken nie dit dra God se goedkeuring weg nie. Ons gaan nie vanaand in 'n lang gesprek ingaan oor vrye keuse nie, maar daar gebeur goed wat God haat. Toe Israel by die berg Sinai was in Exodus 32, as ons nou 'n bietjie kan spring. Toe kom Moses af en hy sien die goue kalf en God sê Moses ou chom, ek gaan nou 'n pad stap net met jou en ek gaan nou vir Israel vernietig. Dis nou klaar met Israel. Moses moes toe by God soebat om nie Israel heeltemal uit te wis nie. So God was nie gelukkig oor hierdie goue kalf nie. Nou is daar vandag mense wat sê, maar die feit dat die of daai gebeur het, dit moet mos nou God se wil wees. Wat jy waar kry? Dit was nie God se wil dat daai kalf gebou is nie. So hoekom sal alles wat vandag gebeur God se goedkeuring wegdra? Alles wat suksesvol is vandag, vind nie noodwendig plaas met God se rubberstempel nie. As God so woedend was oor 'n paar Israeliete wat die kalf aanbid, wat van die keiser? Hy het die hele Romeinse ryk gehad wat hom aanbid het as 'n god wat hy beslis nie was nie. Sou dit nie ook vir die Here aanstoot gee dat iemand so aanbid was nie? Daar's bewegings wat mense trek, wat moontlik nie die Here se goedkeuring wegdra nie. Hemelvaart maak dit vir ons moontlik om 'n alternatiewe koninkryk te kan erken en om te kan raak sien. Die keiser of die koning of die president sê dit, maar ons glo die Here se wil is dat. So ons doen dat. As iets gebeur wat inskakel by wat ons glo God se wil is, dan is dit baie goed, maar ons moet ook kan sê,
Net omdat iemand baie mag het, net omdat iemand baie volgelinge het, beteken nie hulle is reg nie. Hemelvaart maak ons los van die gedagte dat die massas altyd reg is. Ons hoef nie agter elke nuwe foefie aan te loop nie. Ons hoef nie elke 3 maande van kerkverband te verander nie. Want ons het klaar 'n koning en sy naam is Jesus. Amen. Ons koning Jesus, ons wil U vanaand vereer as ons koning, wat magtiger en wyser en heiliger is as enige mens op aarde, Here. Here, help ons om U wil te soek en om U eerste te stel in ons lewens, want U het immers die laaste sê oor ons. Help ons om meer loyaal te wees teenoor U as teenoor die klap, of teenoor die party, of teenoor die organisasie, of enigiets anders. Here, want ons is in die eerste plek kinders van God. Ons is diensknegte van die Koning Jesus Christus. Help ons om dit te onthou, en dankie dat U vir ons gewys het. U het reeds U oorwinning behaal.